Uh, hallo en groot welkom. Verskyn tog. Ek is nie baie goed met die kamera en nie kyk vir die kamera goed nie. Ek wil vir julle 'n stuk lees uit die Bybel. Iets wat ons sê altyd vat is baie belangrik nie, maar ons moet doen. Die volle wapenrusting van die Here. Ek gaan gou vir julle lees. Hier in Efesiërs 6 vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting. Sorry, daar verloor ek myself. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, stande kan bly. Staan dan vas met julle lende omgord met die waarheid, met die borswapen van geregtigheid aan en die skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges tot daartoe. Dit is so belangrik vir ons om die wapenrusting aan te trek, want die duiwel kom gereeld met allerlei goedertjies, gedagtetjies en gedagtes, en nie net kies nie, maar gedagtes, en hy kom met allerlei probleme en goed ons pad langs aanvalle van mense af en aanvalle van allerlei plekke af. En dit is belangrik vir ons om vas te staan in die woord van God. En buiten vir dit, is ook belangrik vir ons om vir die ander heiliges te bid. Nou, mens kan nie volkome heilig wees nie, maar vir jou medebroers en susters in die Here te bid, en die wat nie die Here ken nie te bid. En daarom moet ons die wapenrusting aantrek, want die woord van die Here sê ook, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Daarom moet ons die volle wapenrusting van die Here aantrek, en ons moet daaraan glo, en dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik, en ek moedig julle aan, trek dit aan, vat die extra 5 tot 10 minute in die oggend, trek dit aan, spandeer 'n bietjie tyd daarop, en selfde in die aand voordat jy gaan slaap, trek dit aan. Indien jy voel 'n bietjie swak of al gebeur 'n bietjie iets, vat dit, trek dit aan. Moenie huiwer nie, just gooi dit daarin, en wear the full armor of God, prys die Here. Ons loof en prys hom, gee hom al die eer en die lof en die aanbidding, en mag dit met julle geseënd wees, Oude gou gebed doen. Onse Vader het in die hemel, is dankie vir die geleentheid wat ons het om voor U te kom, en dankie Here, dat ons voor U troon kon kom in nederigheid. Jesus Christus, dankie vir U genade, en Heilige Gees, dankie vir U gasvryheid. Ons kom voor U in die naam van Jesus Christus. U woord sê, niemand kom na die Vader buiten deur Jesus Christus, ons redder. Here, ons kom vanaand hier, en ek wil net sê, dankie dat U met ons is, en dat U ons nooit sal begewe of ons sal verlaat nie, Here. En ek wil net bid vir wie ook al hierdie ding luister. Ek bid, Here, vir krag, Here Jesus, en vir ondersteuning. En ek bid, Here Jesus, laat soos hulle die wapenrusting aantrek, Here, laat U Heilige Gees teenwoordig sal wees by hulle. Here, ek bid ook so, Here Jesus, laat U hulle sal vashou en nader trek aan die troon, Here Jesus. En laat ek sny elke bose mag wat hulle wil wegdryf van U af in die naam van Jesus Christus. En ek pleit die bloed van Jesus
oor hulle en so ook oor myself, Here, en oor elkeen wat na hierdie video luister in die naam van Jesus Christus, en ek loof en ek prys die naam, en ek gee aan U al die eer en die lof en die aanbidding, want U is goed en U is getrou, en die goedertierenheid is tot in alle ewigheid, en U is koning. Jesus Christus van Nasaret is koning en is God, en ons loof en ons prys U naam. Die woord sê, hy wat my eer, sal ek eer, en hy wat my bely voor die Vader, sal ek bely voor die Vader, en ons bely U as koning, en U is ons koning, en U is ons God, en U is ons Heer, en U is die Seun van God, en ons loof en ons prys U naam, en ons gee aan U al die eer en die lof en die aanbidding, in Jesus naam. Amen.